ten duurste gekoop. Ons behoort aan U, we belong to You. Dankie dat ons vanaand soos 'n familie by mekaar kan kom en dat U ons roep om aan tafel te kom sit saam met U, om saam met U te fellowship, om U wêreld eenkant te los en net in te druk in 'n tyd oor U feesseisoen. Ons wil dit nie aanjaag nie, ons wil dit nie doen en net klaar kry nie, ons wil indruk, ons wil U, Koning Yeshua, ons wil by U voete sit, ons wil U stem self hoor, ons wil, we long for You, more and more and more of You. Ek bid dat U my mond sal aanraak vanaand en dat elke woord wat gespreek word uit die troonkamer is, asseblief Vader. Ja Vader, daar waar baie onduidelikheid is en onsekerhede baie kere is en vra is, Vader, U is ons antwoord en U is ons leermeester, Koning Yeshua. En dankie dat U ons geroep het om vir langer as 'n week saam met U aan tafel te kom sit, om af te sonder. Dankie daarvoor, Koning Yeshua. And that is what we'll do. Ons is nie van hierdie wêreld nie, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons is U koninkryks ambassadeurs, U roep ons as U disippels om lief te hê, om dood te gaan aan ons eie opinies en eie selfgesentreerdheid en net te doen wat U vir ons vra. We want to follow You, we want to worship You in spirit and in truth. En daarom bid ek, Abba, ek wil doodgaan aan myself, my opinies. Ek bid dat U elke woord wat vanaand gespreek word uit die troonkamer, en Vader, have Your way in this place. Mag kettinge breek en Vader, mag U vir ons wys, asseblief, kom deurgrond ons harte en wys vir ons as daar iets is wat nie reg is nie. As daar vuilheid is. Ek sien hierdie wit t-shirt met soveel kolle op wat so vuil is. En dis my lewe en ek wil vra, kom was my spierwit so sneeu. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid. Ek eer U, Abba. Ek loof en ek prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewawei. Amen, amen, amen. Baie welkom. Die uur het gekom. Die uur het gekom en dit is vanaand se boodskap, die uur het gekom. Ons is in die tweede fees van Abba Vader wat gisteraand met sononder begin het. En voor ons daarna gaan kyk en in diepte net gaan kyk, waar is ons en wat is gebeur op die kalender, en vra soos, hoekom hou julle eerste Gerfees volgende Sondag, en hoekom hou die Jode dit in die week, en hoekom hou ander mense dit so op vandag, en sulke vrae wil ek net wys wat Abba my gewys het, en waartoe hy ons geroep het, in hierdie fees van ongesuurde brode. Maar voor ons daarna gaan kyk, wil ek eers 'n kort storie vertel. 'n Pa het vir 'n dogter eendag gesê, my dogter, jy het so hard gewerk aan al jou studies deur die jare, en jy het met so lof gegradueer. My kind, ek is so trots op jou. Hier is vir jou sleutel. Hier is vir jou 'n sleutel. 'n Sleutel van 'n motor wat ek baie jare gelede vir jou gekoop het. Hy is nou 'n bietjie aan die ouer kant, maar voordat jy te ongelukkig is oor hoe hy lyk, Dylan, as jy vir ons 'n foto kan opsit oor hoe hy lyk, voordat jy te ongelukkig is oor hoe hy lyk, neem die kar na die tweedehandse motorhandelaar in die dorp en sê vir hulle dat jy die kar dalk wil verkoop en kyk hoeveel hulle vir jou daarvoor sal aanbied. Die dogter het na die tweedehandse motorhandelaar gegaan, teruggekom na haar pa toe en gesê, pa, hulle het vir my R10,000 aangebied, omdat hulle gesê die kar is oud en het baie werk nodig. Die pa het toe vir die dogter gesê, okay, neem dit na We Buy Cars toe. Niks dat ek teen iets het teen We Buy Cars nie. Die dogter het na We Buy Cars toe gegaan, teruggekom na haar pa toe en gesê, pa, hulle bied my meer aan. Hulle gee vir my 12,500 en omdat hulle sê die kar is 'n 1970 model en is baie oud en hy is verwaarloos.
En die pa vra toe sy dogter om die kar na 'n motorklap toe te neem. En vir hulle die motor te wys. En vir hulle te vra, wat sal hulle haar aanbied vir die kar? Die dogter het toe die motor na die klap toe geneem, teruggekeer en vir haar pa geskok en uit die veld met soveel vreugde gesê, Papa, sommige mense in die klap het tot R1 miljoen aangebied, want dit is 'n 1970 Corvette ZR1. En hulle sê, dis 'n collector's item. En baie versamelaars soek hom. En die pa het sy dogter so op sy skoot getrek en vir haar gesê, net so my dogter, onthou altyd, die regte plek waardeer jou op die regte manier. Ja, die vyand gaan jou soms soos 'n ou gebruikte en 'n slegte mens laat voel. Jy gaan voel soms deur die vyand en die wêreld gaan jy voel jy's niks werd nie. Maar Papa God sien jou as 'n collector's item. My dogter, Abba Vader het jou so lief, hy het sy seun gestuur, want so lief het hy jou, dat hy sy seun gestuur het, en Abba Vader weet wat is jou waarde. Moenie die wêreld glo wat jou unvalue nie. Nee, luister na Abba Vader. Hy sal vir jou alles gee, wat jy ook al in Yeshua se naam vra. Want hy waardeer, hy die waarde in jou, en daarom het hy sy seun gestuur. Ons is in Abba Vader se fees van ongesuurde brood, en in Levitikus 23 vers 2 tot 16 sê Abba Vader, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestye van Yotevaveh wat julle moet uitroep, is heilige samekomste. Die wêreld gaan nie hierdie verstaan nie, want hulle sien nie waarde hierin nie. Die wêreld gaan nie hierdie verstaan nie, want hulle sien nie die waarde in om by Abba Vader te gaan sit, om op sy skoot te sit nie. En Abba Vader sê in Levitikus 23 vers 2, dit is my feestye. Wie se feeste? Abba Vader sinne, vers 4, dit is die feestye van Yotevaveh, die heilige 4 dae moet julle uitroep op hulle bepaalde tyd. Yeshua wat onder ons kom tabernakel het, wat die waarheid is, het nooit ons kom leer, vat weg die Sabbat nie. Kan ek jou vra, het hy ooit gesê, vat weg die Sabbat? Hoekom word dit verkondig? Yeshua het nooit, toe hy hier gewandel het, gesê het, hoorie, die Hebreë kalender wat die Jode volg en wat almal volg, is verkeerd nie. Hoekom nie? Hy het nooit gesê, dit is verkeerd, gebruik die Sadok kalender nie. Nooit. Hoekom nie? Hy is die waarheid. Hoekom het hy dit nie vir ons in die woord opgeskryf nie? Pas op vir die wat dit verkondig, want is Hebrew roots, en hulle maak gebruik van die boek Henoch, wat Abba Vader vir 'n rede nie deel gemaak het van sy 66 boeke in sy woord nie. Om te bewys dat die Sadok kalender moet gevolg word, dit bring baie verwarring onder die bruid en bring eensaamheid en breek eenheid. En wie se karaktereienskap is dit? Dit bring nie liefde nie. Vers 5. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van Yotevaveh. Kan ek vra wanneer? Teen die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van Yotevaveh. Is interessant, nee? Want iemand sê vir my, rukkie terug, daar sou staan teen die aand. Daar staan nie 6 uur nie. Sê ek, oeps, ek het daar met son onder. Ons sit so partykeer, voeg ons ook maar bietjie by die woord, 6 uur. As dit nêrens 6 uur nie. Maar is veralgemeen, want 6 uur is met son onder. Hy sê teen die aand. En dan sê Abba Vader verder in vers 6, en op die 15de dag van hierdie maand is die fees van ongesuurde brode van Yotevaveh. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. En dan vertel hy vir ons oor die fees van ongesuurde brode in vers 7. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige 4-dag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Maar julle moet 7 dae lank aan Yotevaveh 'n vuuroffer bring.
Weet jy wat is 'n vuuroffer? As jy wil weet, Levitikus 1 tot 5, sê Abba Vader, bring vir my 5 offers. En daar word bespreek, en gaan kyk gerus in die parasha van laasweek, die week voor Pesach, gaan gee Abba Vader vir ons duidelik, wat is dit? Dis om jouself te gee, om totaal tyd te gee, dis sy fees. Raak ontslaaf van die dinge van die wêreld, gee jouself vir hom. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Jy sien, Spreuke 25 vers 2 sê, daar's sekere dinge wat toe is, want hy gaan net vir sy kinders wys. 'n Vuuroffer is 'n betekenis, 'n baie dieper betekenis as, okay, moet ek vuur braai, moet ek elke aand braai? Nee, want dis wat die wêreld sal raak sien. Elke aand 'n choppie braai, want dan kan Abba Vader die geur daarvan kry. Nee, gee jouself en raak ontslaaf van jouself. Jou opinies, jou dinge. Maar Abba Vader sê, daar's 'n eerste fees, wie kan onthou wat is op die 14de, wat noem ons daai eerste fees? Pesach. Wat is die tweede fees? Unleavened bread. Kan ek gou vra, is daar 'n spesifieke tyd vir Pesach? Wanneer? 14 Aviv. Is daar 'n spesifieke tyd vir die ongesuurde brode? Wanneer begin dit? 15de. Is daar 'n spesifieke tyd vir eerste gers? Hy gee vir ons die datum nie. Maar volg dit nie op mekaar nie. Volg dit nie op mekaar nie. Okay, kom ons kyk. Die 15de Aviv begin ongesuurde brode vir hoeveel dae? 7 dae. Die eerste en die 7de dag, heilige feesdae, heilige sabbate. Dan sê vers 9, en Jothai het met Moses gespreek en sê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom, van wat se land praat Abba Vader, waar is hulle nou? Hulle is nog in Levitikus is hulle, hulle het die eerste fees wat in Exodus was, het hulle, maar nou is hulle, in Levitikus is hulle in die woestyn, Abba Vader gee vir hulle die woord, en hy sê, as julle in die beloofde land kom, nee, Israel, Abba Vader sê, as julle in die land kom wat ek julle gee, en sy opbrengs oes, moet julle die eerstelingsgers van julle oes na die priester bring. En hoor gou wat sê hy verder, instruksie, baie mooi, instruksie, Levitikus 23 vers 11, en hy moet die gerf voor die aangesig van Jothai beweeg, sodat julle welgevallig kan wees die dag na die Sabbat. Moet die priesters dit beweeg. So hier gee hy vir ons die datum van die eerste gerf. Wanneer? Die dag na die Sabbat. Sê hy op die Sabbat? Wat sê hy? Na die Sabbat. Wanneer moet jy die eerste gerf voor die aangesig van Jothai beweeg? Na die Sabbat. Hoekom soveel klem hierop? Yeshua sê in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul, nee. Vervul in Grieks is die woordjie plero, wat beteken om op te vul of om vol te maak. Plero prakties sal 'n goeie woord wees om te gebruik as jy by 'n petrolstasie sou stop en vir die petroljoggie sê plero. Vul asseblief op. Maak hom vol. Jy sien, Abba Vader het gekom om die Torah ten volle mate te bring. Abba Vader het sy seun gestuur om die Torah ten volle mate te bring, dat ons dit verstaan, want daar was baie verwarring. En as jy die joggie vra om jou tank op te vul, beteken dit beslis nie om jou petroltank of jou petrol weg te vat nie. Dit beteken om hom tot maksimum te vul, sodat hy ten sy volle maksimum gebruik kan word. Okay, so kom ons kyk, hoe het Yeshua die Pesach seisoen kom vervul, om alle onduidelikhede uit die ruimte weg, want Yeshua kom vervul, nee, hy kom vervul, hy kon ons kom wys. So kom ons kyk, kom ons gaan terug in die tyd wat Yeshua gekom het om Pesach te vier. Jy sien die 14de Aviv, die jaar wat Yeshua gekruisig was op 'n Woensdag. Dylan gaan vir ons 'n kalender daar opsit. Was op 'n Woensdag. Nou hierdie jaar 14 Aviv het geval Saterdag.
Nou, daardie Woensdag was 'n voorbereidingsdag van die Donderdag, die 15de, dis die 15de en die 21ste is die enigste datums wat Abba Vader sê is 'n heilige dag. So daai Woensdag is Yeshua gekruisig. Dis wanneer al die lammetjies geoffer was. En voor sononder moes alles skoon gewees het, want dan begin die Sabbatdag, die Donderdag. Maak dit sin? OK, so die 15de Aviv was van Dinsdag aand af met sononder tot Woensdag aand met sononder. Abba Vader se kalender wat Yeshua ook gebruik het, begin in die aand en nie soos die wêreld se kalender wat 12 uur in die aand en middernag gebeur, of soos wat die Hebrew roots verkondig het begin in die oggend nie. OK, so Dinsdag aand op die Gregorian kalender was die aand wat Yeshua sy disippels se voete gewas het. En dit het ons wanneer gedoen? Vrydag aand. Want Saterdag was hy gekruisig. Vandag se tyd op die 14de Aviv. Maar ons gaan nou kyk hoe Yeshua dit vervul. So die Dinsdag aand het hy sy disippels geroep, hulle voete gewas. Daardie Woensdagoggend 9 uur was hy gekruisig. 3 uur die middag het hy sy laaste asem uitgeblaas. Hulle moes hom gaan begrawe het voor sononder, want Donderdag sononder, Woensdag teen die laatmiddag begin die volgende dag met sononder. En dit was 'n heilige Sabbat. Heilige Sabbat was, hulle moes hom vir Yeshua voor die heilige Sabbat wat die Donderdag aangebreek het, moes hulle gaan begrawe het. Nou hoor gou, omdat die woord in Levitikus 23 vers 11 sê, met die eerste gerf, die derde fees van Abba Vader, want ons weet, die eerste fees was die Woensdag, die 14de Aviv, die Donderdag is die tweede fees, die ongesuurde brode, en ons gaan kyk hoe Yeshua dit nou vervul. Die 15de, dis 'n heilige Sabbat. Wanneer is dan die eerste gerf? Is dit na daai Sabbat? Die 15de. Daar's nog steeds Jode wat glo dit is dit. Daar's nog steeds mense, so jy gaan sien dat daar baie mense is wat môre dit gaan vier. Die eerste gerf. So hoor gou, omdat die woord in Levitikus 23 vers 11 sê met die eerste gerf, die derde fees van Abba Vader. Abba Vader sê, jy moet die gerf voor die aangesig van Jotawawai beweeg, sodat jy welgevallig kan wees die dag na die Sabbat. So die Jode vier dit môre. Hulle vier dit môre, die dag na die Sabbat. So ons het die eerste fees gehad, ons het die tweede fees gehad, nou gee hy vir ons 'n aanduiding na die derde fees toe, die dag na die Sabbat. Nou wat se Sabbat? Is dit die 15de Aviv wat kom? Daai Sabbat nie. Hulle het, die Jode vierde daai Vrydag die 16de. Maar ons weet, Yeshua het dit nie op daai Sabbat, die dag na die 15de, die 16de gevier nie, want hy het nie opgestaan uit die dode nie. Wanneer het hy opgestaan uit die dode? Want hy is die eerste gerf. Die Sondag na die weeklikse Sabbat. Na die weeklikse Sabbat. So die weeklikse Sabbat volg na die Sabbat van die 15de Aviv. Maak dit, dis die patroon wat geskep word. Gaan kyk jy na die Hebreëse kalender, dan sien jy die Jode vier eerste gerf op daai Vrydag, hulle vier dit na die 15de Aviv wat Abba Vader gesê het, heilige dag. Maar hulle sien nie vir Yeshua raak nie. Hulle sien nie vir Yeshua raak nie. Yeshua is die eerste gerf en hy het op 'n Sondag opgestaan na die derde dag. Dis Matteus 12, dis 'n vervulling, dis 'n profesie van Jona 3 dae en 3 nagte. Dis 'n profesie wat vervul word. Yeshua het die Saterdag aand laat in die nagure het hy opgestaan, want toe breek die volgende dag aan. Of die vroegoggend, hy het eers na die derde dag het hy opgestaan uit die dode uit. Maak mos nie saak wanneer na die derde dag nie. Maak mos nie saak wanneer. So die direk na die 15de Aviv was heilige Sabbat. Maar wie is die eerste gerf? Yeshua is die eerste gerf en hy het Sondag opgestaan. Wat sê Yeshua? Yeshua sê, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. So die vraag is, en die vraag is by jou, watter Sabbat, watse Sabbat moet ons nou hierdie jaar die eerste gerf vier? As vandag eers die tweede fees begin het, die fees van ongesuurde brode.
Nou, watter Sabbat moet ons dit dan nou vier? As die 15de Aviv, wat 'n heilige Sabbat, vandag was 'n heilige Sabbat, op 'n Sondag is, nou watter Sabbat moet ons dit dan vier? Is dit terugwerkend? Want daar is sekere mense wat dit terugwerkend maak. O, Pessach was nou Saterdag gewees, soos na daai Saterdag. Dis nie dieselfde patroon as wat Yeshua vir ons gegee het nie. Die Jode vier dit môre, Maandag die 16de Aviv. Maar ons weet Yeshua het dit kom vervul en gesê nie die 15de Aviv, die Sabbat na die heilige die 15de. So daarom vier ons eerste gerf, ons as 'n liggaam, eers volgende Sondag, na volgende week Saterdag se Shabbat. Omdat die woord in Levitikus 23 vers 11 sê met die eerste gerf, die derde fees van Abba. Ja, Abba Vader sê, en jy moet die gerf voor die aangesig van Jotte beweeg, sodat jy welgevallig kan wees, die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Nou, wat se Sabbat? Is dit die 15de Aviv wat heilige Sabbat is, of is dit die Sabbat daarna? Wel, Yeshua het nie opgestaan op die Sabbat, die 15de Aviv nie, hy het opgestaan die Sabbat na die 15de Aviv. Wie is die eerste gerf? Yeshua is die eerste gerf. En wanneer het hy die dode opgestaan? Eers die Sondag, na die weeklikse Sabbat. Yeshua sê, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. So, na wat se Sabbat vier jy die eerste gerf? Na die weeklikse Sabbat? En as die 15de Aviv op 'n Sondag is, wat 'n Sabbat is, nou wat se Sabbat? Is dit dan nie eers die volgende week se nie? Die Jode vier dit die 16de Aviv, maar ons weet Yeshua het dit kom vervul, en het gesê, nie na die 15de Aviv nie, maar na die weeklikse Sabbat, na die Saterdag wat die weeklikse Sabbat is. So daarom vier ons die eerste gerf volgende Sondag eers. Hoekom is hierdie belangrik? En hoekom is dit belangrik vir wanneer jy dit vier? Want hoor gou, Levitikus 23 vers 15 sê, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag, dis nou na die weeklikse Sabbat, die Saterdag, van die dag is af as julle die beweegoffer gerf bring, 7 volle weke moet dit wees, tot die dag na die 7de Sabbat, moet julle 50 dae tel, dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan Jotewawwe bring. Want dis volgende, so met van ander woorde, van volgende Sondag af, is dit wanneer ons dan die Omer tel, 7 weke lank tot Shavuot. So daarom is dit belangrik wanneer jy dit vier, want dit bepaal wanneer jy Abba Vader se 4de fees gaan vier. Ons gaan hierdie week elke aand saam tyd spandeer aan tafel saam met ons koning. Hy nooi ons om af te sonder, 'n 7 dae fees, vier van ongesuurde brode, waar ons regtig vra, Abba, kom maak ons leeg, kom maak hierdie emmer leeg, waar die wêreld my vol maak met soveel sonde, en ek is so deel in hierdie wêreld van sonde, kom maak my leeg, kom vul my met u liefde, en so Abba Vader se woord sê, 3 maal 'n jaar moet ons vir hom 'n fees hou, wat bestaan uit 7 feeste. Die eerste 3 feeste is al 3 in 1, en dit word ook genoem Pessach. Op Pessach, wat die eerste fees ook is, het die Israeliete begin voorberei vir die tweede fees in die Pessach seisoen, wat 7 dae lank is, die fees van ongesuurde brode. Die ongesuurde brode verwys na die feit dat die Israeliete nie tyd gehad het om suurdeeg in die brood te berei met hulle haastige vertrek vanuit Egipte uit nie. En Abba Vader leer ons in Eksodus 12 vers 15 tot 20, waar hy die instelling, redes en die betekenis vir ons gee. Abba Vader sê die fees van ongesuurde brode is 7 dae lank, waarvan die eerste dag en die laaste dag van die fees 'n Sabbat is. In hierdie fees word spesifiek onthou dat Yeshua ons uit die slawehuis, sondehuis, uitgebring het. Dis 'n geleentheid wat Abba Vader ons gee om seker te maak hoe afgesonder ons van sonde lewe en hoe toegewyd en afgesonder ons vir Abba Vader lewe. Hy roep ons as 'n heilige priesterdom. En as jy die briewe van Paulus so bestudeer, dan sien jy hoe Paulus die heeltyd, hy het hierdie worstel, ons stryd is teen sonde.
Die hele tyd, hy sê die wedloop wat ons hardloop is want ek probeer so hard om die dinge te doen wat reg is, maar as ek my kry, dan doen ek die dinge wat verkeerd is. So Abba Vader gee vir ons 7 dae 'n geleentheid om seker te maak dat ons onsself afsonder van sonde. Want dit is heilig. Hy roep ons om heilig te wees. Julle gaan sien wat is die volgende parasha wat ons gaan bestudeer. Hy roep ons om heilig te wees. Hy roep ons om heilig te wees in Levitikus. Wat is heilig? Afgesonder. Afgesonder van wat? Sonde. Is 7 dae te veel vir jou? Die wêreld dink verseker so. Die vraag is, wanneer laas het ek en jy Abba Vader gevra om dit wat nie reg in my en jou lewe is nie, vir ons uit te wys en dit dan heeltemal uit te ban uit ons lewe uit? Nou is 'n geleentheid wat Papa God vir ons gee om te sê, maar Abba, kom wys vir my, is daar sonde in my lewe? Kom maak my skoon. Ons het 7 dae om hier aan te werk. En 7 dae. Dan sê, Abba, 7 dae om hierdie hoogmoed en selfgesentreerdheid en hierdie eie ek uit my uit te kry. Ek wil leeg wees. Leeg wees. Jy weet, partykeer dan as jy ek vat nou en dan by die huis, nou en dan ek koop by vrou hoor dit. Nou en dan vat ek die asblik uit, nee, en as jy hom moet gaan uitgooi, dan gooi jy hom eerste keer en dan dink jy alles is uit. Dan bring jy hom terug, nee, soos nog, dan gaan gooi hom weer uit. Ons kan 7 keer by mekaar kom en seker maak en vir Abba vra, Abba, kom maak hom leeg, ek wil leeg wees en kom vul U my met U liefde. Raak die rubbish, die sonde uit my lewe uit. Yeshua se liggaam was 3 dae en 3 nagte in die graf, maar daar was geen verderf nie, want hy is sonder sonde. Die fees herinner ons aan sy volmaaktheid, sy sondeloosheid, sy uitnodiging aan ons, om aan tafel saam met hom te kom sit, want hy is heilig, hy is sonder sonde. Om saam met hom afgesonderde tyd te spandeer. In reaksie hierop is dit nooit te las om sy wil te doen nie. Dit moet nie vir jou effort vat nie. Jy het 'n keuse, jy het verplig jou nie, jy het 'n keuse. Abba Vader se woord sê in 1 Korintiërs 5 vers 6, julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie, hoor, julle roem, né? Daai trots, daai julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Yeshua Messias. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg of boosheid nie, maar met ongesuurde brode wat reinheid en waarheid is. Met ander woorde, ons aanvaar Yeshua as die lam van God, né? Hy het vir ons die prys betaal. Nou begin hierdie pad van heiligmaking. Ek het mos nou, soos wat hulle uit Egipte beweeg het die volgende dag nadat die net so moet ons dadelik klaarmaak met die sondes in ons lewens. En daarom gee Abba Vader vir ons 'n tyd om te sê, maar Heilige Gees, wys vir my, deurgrond my, wys vir my, met wat wil jy hê moet ek klaarmaak? So hier begin die pad van heiligmaking. Nou is daar hierdie hartsbegeerte om ontslae te raak van sondes in my lewe. As jy 'n roosterkoek bak, nie dat ek enigsins dit kan doen of weet doen eers nie. Begin dit met die bietjie wat ek weet is die deeg wat jy in 'n bolletjie rol. As jy die deeg rol in bolletjies, dan rys hierdie bolletjie in 'n lekker roosterkoek, 'n lekker groot roosterkoek, veral as jy 'n bietjie naby hitte sit. Wat jy dan later op vuur braai. Nou soos wat daai bolletjie gerys het, so kom sonde in werk in ons lewe. Dit begin by 'n klein saadjie, maar raak later so groot dat daar nie meer plek is vir enige worship of aanbidding nie. Ek raak so vol van die wêreld dat ek nie eers meer tyd het vir Abba Vader nie. Ek het nie eers meer tyd vir hom nie. 'n Mens het 'n klein suurdeeg en 'n groot bak deeg en dan trek jy die klein bietjie suurdeeg deur die hele deeg en dit laat dit groot rys. En dit is wat mense ook toelaat as jy sonde in die kerk toelaat. As jy nie kan sê, maar hoorie, homoseksualiteit is verkeerd nie. Klein bietjie suurdeeg. Maak 'n hele bak deeg. So is dit met sonde. 'n Klein bietjie sonde in my en jou lewe krap ons hele lewe deurmekaar.
En Abba Vader roep ons vir 7 dae om af te sonder en te sê, maar Abba, kom skud hierdie kruik van U uit. Met ander woorde, as jy een of ander verkeerde ding doen, versprei dit soos pes deur jou hele bestaan en dit begin gewoonlik by 'n gedagte. Die klein sonnetjies bevlek alles in jou. Voordat jy kan keer, raak dit 'n handrem wat die hele tyd aan is en dan kan jy nie verstaan, maar hoekom hoor ek nie Abba Vader se stem nie? Hoekom leef ek nie in sy purpose nie? Dit breek jou spoed. En ek wil vra, voel jy vandag so? Voel dit vandag vir jou Jesus, maar ek het nie daai plekkie van intimiteit saam met Abba Vader nie. Yeshua roep jou. En dit is my gebed dat jy dit sal aanneem om saam met hom aan tafel te sit. Op 'n stadium het Yeshua brood gebreek en duisende voorsien en baie mense het hom gevolg en toe ewe skielik toe loop die een na die ander. Toe sê Yeshua vir hulle, sê hy vir sy disippels, julle kan ook loop as julle wil. Jy is nie verplig om hier te bly nie. Jy is nie verplig om hier te wees nie. Maar ek het 'n hartsbegeerte om aan tafel saam met my koning te sit. Hy het hierdie invite vir ons uitgestuur. Dink daaroor. Het Petrus nie dalk in hierdie hele proses met Pessach gevoel, joh, maar hier's baie suurdeeg hier binne in my nie. Want die aand toe Yeshua voete was, sê Petrus, in der ewigheid was hy my nie. Hy reken ek is skoon. Hy reken, nee, ek is okay, ek hoef nie gewas te word nie. Daar's nie sonde aan my nie. Ons het gekyk na die dieper betekenis daarvan Vrydag aand. Hy sê, en Yeshua sê vir hom, as jy nie jou voete was nie, kan jy nie deel wees van my nie. As jy nie bereid is om die sonde, die suurdeeg uit jou eie hart uit te vat nie, kan jy nie deel wees van my nie. Hulle het in Yeshua glo. Maar daai selfde aand, bietjie later daardie aand, sê Yeshua vir Petrus direk, hoor gou, wanneer sê Yeshua die volgende woorde vir Petrus. Daardie selfde aand wat Yeshua sy voete gewas het, sê Yeshua direk na Yeshua al die disippels daar reghelp oor hulle siening wie die grootste wil wees in sy koninkryk. Omdat hulle het gepraat oor wie gaan die grootste wees in die koninkryk en Yeshua sê vir hulle, as jy die grootste wil wees in die koninkryk, wat moet jy doen? Diensbaar wees. Weet jy wat sê Yeshua direk na hy dit gesê het? Dis asof Yeshua dit vir hulle sê, hoor jy, julle wil die grootste wees in my koninkryk, nee, julle wil hieroor praat, nee, vertel ek vir hulle, as jy wil groot wees in my koninkryk, wees diensbaar. En toe draai hy so na Petrus. Weet jy wat sê hy vir Petrus? Lukas 22 vers 31 tot 32 in die King James. Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you, that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen, love your brother. Met ander woorde, die vyand het vir my kom toestemming vra, Petrus, dat hy jou kan sif, soos koring. Maar weet jy wat, Kefa? Ek het vir jou gebid, want dit was sy Hebreë naam. Ek het vir jou gebid. En as jy terugkom, as jy gesif is, as jy leeg is van jouself, strengthen jou brother. Want wat het ons geleer? As jy leeg raak van jouself, kan jy lief raak vir ander. Die Afrikaanse Bybel sê, maar Yeshua sê vir hom, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Met ander woorde, Petrus, jy gaan val, maar as jy bekeerd, as jy tot inkeer kom, as jy wakker skrik, Petrus, en terugkeer, teshuva, versterk jou broeders, wees lief vir jou broeders, bedien jou broeders, want as jy wil belangrik wees in my koninkryk, serve. Ons weet in Grieks, het 'n woord soms 2 of 3 betekenisse, waar in Afrikaans dit net 1 betekenis het. Die ander
onder andere, die woord sê Satan has asked for you. Die woordjie ask is nie die normale vraag wat ons ken nie, want hierdie woord het 'n baie ander sterk implikasie wat ons moet verstaan. Die woordjie ask beteken to ask for something and receive what one has asked for. To ask for with success. To ask to receive. Met ander woorde, jy het 'n redelike, jy het reg in die hof. Jy het al die papiere daar. Hoekom jy vra? Just give it to me, want ek het die papier om te bewys. Ek kan dit kry. Met ander woorde, die vyand het gevra vir toestemming gevra want Petrus, jy het vir hom toestemming gegee. Jy het 'n deur oopgemaak, hoor. Jy het die deur oopgemaak vir hom om jou te sif soos koring. 'n Ander vertaling sê Satan has demanded permission to sift you like wheat. Om jou te sif soos koring. So daar was 'n hofsaak gewees. En toe het die vyand ingekom en 'n aanklag gegee teenoor Petrus se hoogmoed en omdat hy homself verhewe bo ander. Ja, daar was 'n hofsaak en toe Yeshua ingetree vir hom as sy advokaat, maar toe bring Satan papiere want hy het die deur oopgemaak. Petrus het gesê, jy is welkom. Jy is welkom my lewe. Deur hoogmoed toe te gelaat het. Om iemand uitmekaar te skud of breek of 'n persoon af. Hierdie sif soos koring is 'n metafoor wat uitgedruk kan word as om iemand uitmekaar te skud. Dit is soos om daai asblik uit te skud. Of om 'n persoon te breek, af te breek. In Amos 9 vers 9 gebruik Abba Vader 'n soortgelyke beeld. Die punt is, Yeshua sê vir Kefa, vir Petrus, die vyand het 'n reg in jou lewe, jy het vir hom reg gegee in jou lewe. Daar's 'n oop deur vir die vyand. En wat is daardie oop deur in jou lewe, Petrus? Was dit omdat Petrus vertrou en geloof gehad het in sy eie krag, in sy eie wysheid, in sy eie manier? Was hy so vol van homself, hy wou vir niemand luister nie? Hy bid nie eers meer oor 'n saak nie, hy besluit net, nee, hierdie is dis hoe dit is. Jy weet, Spreuke 16 vers 25 sê, there is a way that seemeth right unto a man, but the end therefore are the ways of death. Jy moet baie seker maak in hierdie volgende 7 dae, Abba roep ons in 'n tyd om aan tafel te kom sit saam met ons koning. Kom ons maak seker ons is op roete. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ek wil nie op daai roete wees. Ek wil seker maak. Ek wil seker maak in die volgende 7 dae, kom skud my leeg, kom skud hierdie asblik leeg. So onthou, ons het gesien, Yeshua leer ons daardie aand, toe hy voete, daai selfde aand, toe hy voete gewas het, leer hy ons van nederige liefde, want hulle worry oor wie is belangrik in die koninkryk. Yeshua staan op en hy begin hulle voete te was. Die koning van alle konings, die Messias. Selfs Petrus het dit erken, hy is die seun van God. Matteus 16. Ons het geleer, Yeshua leer hulle, toe hy sy voete klaar, toe hy hulle voete klaar was, het hy vir hulle geleer oor liefde. Jou vermoë om lief te hê, is direk gekoppel aan jou vermoë om jouself te verneder. Jy kan nie lief hê as jy met hoogmoed loop nie, as jy met hepsig rondloop nie, as jy so selfgesentreerd is, dis hoekom die liggaam uit mekaar uitspat, want niemand het geleer om soos Yeshua lief te hê nie. Ons is te vol van onsself, te vol van die wêreld. Hoe nederig jy is, met ander woorde, hoe meer jy jouself in die eie ek neerlê, hoe meer jy daai blik uitskit, dan is partykeer dat ek is net 'n blik. Hoe groter is jou vermoë om lief te hê? Hoe groter is jou vermoë om gebruik te word? Nie vir rubbish nie, maar om 'n emmer te wees wat water, lewende water kan gee vir baie. Hoe meer jy doodgaan in jou eie ek en selfbesorgdheid, en hoe meer jy doodgaan in jou eie besorgdheid, hoe meer word jou besorgdheid verander. Jy sien, Abba Vader gee vir ons geleentheid op die fees van ongesuurde brode om onsself te ondersoek en te sê, maar Abba, kom, U is die hartchirurg, kom sit my hart voor U neer. Is daar nie dalk hoogmoed in my nie? Abba, is ek nie dalk so vol sondes nie? Vader, dankie vir hierdie fees. Dankie vir hierdie 7 dae, want 7 beteken
volheid, volmaaktheid. Yeshua, die lam van God, het betaal vir ons sondes, nou moet ons tog verder nie meer wil sondig nie. Die prys wat Yeshua betaal het, hy duur betaal. Nou moet daar ons hartsbegeerte in my en jou wees om nie verder te wil sondig nie. En daarom gee Abba Vader se woord vir ons hierdie opdrag: raak ontslaaf van die verkeerde dinge wat so suurdeeg werk. Sniffel elke sonde uit en gooi dit uit. Is dit in jou besigheid? Is dit in jou familie? Waar is dit? Ek wil jou vra. Ek wil jou uitdaag. Gaan na jou familielede toe en sê, as jy na my lewe kyk, waar verteenwoordig ek Yeshua nie? Partykeer is ons so 'n bietjie bang daarvoor, nee. Papa, want jy is 'n bietjie ongeskik in die oggende. Vir ongeduldig. As ons bestuur of al hierdie dinge, nee. Ons moet aan werk. Ons het nodig om vir Abba te vra, Abba, kom help jou. Ek wil net hier vrug dra. Ek wil hier vrug dra. Yeshua, jy het vir my duur betaal. Jy het vir my duur, ek wil lief, ek wil totaal al verander. Ek wil Yeshua verteenwoordig, want Yeshua sê, sy disippels sal geherken word in die manier hoe hulle liefhet. Ons moet opstaan teen die aanval van hierdie duiwel. Want ons is besig om ons terug te hou om 'n verskil te maak in die tyd waarvoor Abba Vader ons gebreek het. Die uur het aangebreek. Die uur het aangebreek. Die uur het aangebreek om ander lief te hê met die liefde van ons koning. Die uur het aangebreek. Mense is honger, mense het nood daar buite. Sal ek en jy opstaan en sê, ek wil klaarmaak met sonde, ek wil lief wees, want as ek leeg is, as ek leeg is van my eie ek en my sondes, kan hy my volmaak met sy liefde, sodat ek ander kan bedien. Jy sien met die handrem van sonde in ons lewens aan, die hele tyd opgetrek, mis ons nie net om ander te bedien en om iets vir ander te beteken nie, maar daar word ook 'n groot stuk van ons vreugde, vrede en ons seëninge gesteel. As ons nie ons gedagtes in ons lewe volgens Abba Vader se woord en opdragte nie, gaan die vyand dit met sy dinge kom propvol maak. Hy gaan hierdie asblik kom volmaak en jy gaan voel waarlik soos jy gaan die value hê wat Abba in jou sien van 'n Corvette. Maar jy gaan voel soos jy's vuil hoor. So watter sonde is daar wat jy so mee sukkel om uit jou stelsel te kan kry? Watter sonde laat jou so kaal voel? Dink daaroor, mag Heilige Gees vir ons wys. Want daai klein plekkie, daai een plekkie waar ek dalk nog besigheidstransaksies doen nie op die regte manier nie. Daar waar ek dinge sê verander, want ek is nou hier op 'n ander veld. Hier praat ons so, né? Nee, ons ken ons nou daai. Hier praat ons so. Daar represent ons nie Yeshua nie. Mag Heilige Gees vir ons presies wys. So hoe gooi ek die suurdeeg uit? Dis hier waar ek weer besef maar ek het 'n verlosser nodig. Dis hier waar ek weer besef maar hy nooi my na 'n tafel toe. Jy sien, Petrus was nie daar toe Yeshua gekruisig is nie. Hy was nie saam met Johannes by Yeshua toe hy op die kruis was nie. Maar hy was een van die twee disippels. Hy was een van die twee disippels wat die Sondagoggend met opstanding gehardloop het om te kyk waar sy Messias. Ons het nodig om te hardloop na Yeshua en te sê, Yeshua, ek is so sondig en ek verraai op soveel aspekte in my lewe. Jy sien, Yeshua het die prys betaal. En ek kan voor hom buig in nederigheid en sê, Abba Vader, kom was my skoon van enige sonde. Met die bloed van die lam, en ek kies om dit nie meer te doen nie. Kom lewe binne my, ek het dit so nodig. Yeshua nooi jou aan tafel. So Yeshua het hierdie aand, ons het gekyk van Vrydag aand en ek het gesê, Yeshua nooi ons na tafel toe, en dis waaroor hierdie reeks gaan na hierdie tafel toe, om terug te kom na die nalatenskap wat Yeshua vir ons gee, wat hy vir ons gegee het, die aand net voor hy gekruisig word. So ons gaan daarna kyk in hierdie week, en ons gaan oor en oor daaroor, ons gaan om die tafel loop en hoor wat sê Yeshua, ons gaan vorentoe en agtertoe, ons gaan die hele tyd kyk, want Yeshua leer ons die amazingste openbarings, die amazingste goed hier binne, wat net asemrowend is. So, Yeshua het hierdie aand, net voor hy gekruisig is, het hy gebid,
het hy ook gebid. Het jy geweet, hy het gebid daai aand? En ek gaan nou vir jou vertel hoe belangrik is hierdie gebed, wat Yeshua gebid het. Jy kan van hom gaan lees hierdie gebed, Johannes 17. Yeshua bid in Johannes 17 oor alles wat Yeshua vir sy disippels, sy bruid beloof. Wat hy vir sy bruid en die disippels beloof het, van Johannes 13 tot Johannes 16. Dit het alles daai aand gebeur. Voor hy gekruisig is. Yeshua het baie dinge gesê. Dit was 'n lang preek. En soos sommige mense moet sê, daai disippels het seker na 20 minute nie meer gehoor wat hy sê nie, want baie mense kla oor as 'n preek te lank is, want hulle kan nie meer konsentreer nie. Nee, dis nie die waarheid nie, dit is wat die wêreld sê. Die wêreld sê, die woord van God kom nooit leeg terug nie. Dalk hoor jou vleeslike dit nie, maar die gees binne in jou hoor dit. So Yeshua het daardie aand gebid, presies dit wat hy beloof het, alles in Johannes 13 tot 16. Daardie nag het hy ure saam met sy disippels deurgebring, voor hy gekruisig is. Ja, na hy sy disippels geleer het oor nederige liefde en hulle voete gewas het, het Judas gevlug om Yeshua te gaan verraai. Toe het Yeshua die brood gebreek, die beker geskink en toe aangehou om hulle te leer. En dis waartoe hy ons roep in hierdie tyd van ongesuurde brode, want hoor wat hy alles sê vir ons die binne. Later die aand het hulle ook die bovertrek verlaat en na die tuin van Getsemane toe gestap, en terwyl hulle loop, gaan Yeshua voort met sy opdragte wat hy vir sy disippels in die bovertrek gegee het. Yeshua gaan voort en vertel vir hulle van hierdie beloftes. Hy gee vir hulle ook verdere waarskuwings en instruksies. Yeshua het dit aanhoudend en duidelik vir hulle gesê, hoorie, hy sê vir hulle die hele tyd, hoorie, ek gaan. Hy het dit vroeër in sy lewe begin. Hoor gou, net die hoeveel kere wat Johannes, hy het een van die evangelies neergeskryf, wat Johannes geskryf het, in die evangelie van Johannes, dat Yeshua gesê het, hy gaan, so hy gaan na sy vader toe gaan. Hoor hoeveel keer sê Yeshua dit in Johannes? Yeshua sê dit so vroeg al, as in Johannes 2, dat hy gaan sterf. Hy het weer dit gesê in Johannes 3, hy het weer in Johannes 8 vertel. Hy het weer in Johannes 10 vertel. Onthou, Johannes was die disipel wat genoem het, hy is die disipel wat Yeshua lief het. Hy het dit weer in Johannes 12 vertel, 5 keer. In Johannes 12 vers 31 tot 33 sê Yeshua vir hulle, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerstes van hierdie wêreld buitentoe gedryf word, en ek, as ek van hierdie aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoedanige dood hy sou sterwe. Hierdie hoedanige dood weet ons behels, hy sou valslik gearresteer word deur die leiers, hy sou gegeesel word, hy sou gespoeg geword het, hy sou mishandel word, onherkenbaar, hy sou verneder word, in die openbaar vir almal om te sien, op die kruis. Dan sê Yeshua ook vir Johannes, in Johannes 14 vers 28, vir Johannes en die disippels, in Johannes 14 vers 28 tot 31, julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg. En ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerstes van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Dan beloof Yeshua hulle alles wat hulle ooit sal nodig hê. Hy sê vir hulle die hele tyd, hy gaan sterwe, hoor jy, ek gaan. En dan sê hy, hoor jy, maar ek het al hierdie beloftes vir julle. Ek het al hierdie hulpbronne van die hemel. As julle net dit in my naam sal vra, alles is tot julle beskikking. Ek sal selfs 'n trooster, Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, stuur om julle alle waarheid te leer, sodat julle verstaan wat nou hier alles gebeur het, sodat julle kan terugkom na hierdie gesprek toe, en na die gebed wat ek na Vader toe gebid het, dat julle sal verstaan wat daai aand gebeur. Yeshua sê ook daardie aand vir hulle, in Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Hoe kan dit wees? Yeshua sê vir sy disippels, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde,
Prys Abba, Heilige Gees oortuig ons van sonde. En van geregtigheid en van oordeel. En verder beloof hy vir hulle vrede en liefde en vreugde. Maar hoor gou, die aand voor Yeshua se kruisdood is die disippels regtig nervus. Hulle is bang. Hulle is bekommerd en vol twyfel. Hulle het alles opgegee om Yeshua te volg nou al vir 3 jaar. Petrus het die visnette gelos. Matteus het die tollenaar huisie uitgestap. Wat gaan nou van hulle word as Yeshua sterwe? Hy sê dit hoeveel keer in Johannes? Dink gou daaroor. Veronderstel jy kom môre by die werk. En die baas roep almal by die werk by mekaar en sê, hoorie, die besigheid gaan toemaak hoor. En dan sê hy dit sommer 5 keer. Die besigheid gaan toemaak hoor. Wat sal deur jou kop gaan? Kan ek gou vra, kom ons wees eerlik met mekaar. Retrenchment package? Nuwe werk? Kos op die tafel? Huispaaiement? Karpaaiement, nuwe werk? Hoe en waar? Wat? Hoe? Hoekom gaan jy besigheid toemaak? Terwyl hierdie alles deur jou kop gaan, sal jy enigiets verder hoor wat die baas praat? Maar as die baas sê, ek gaan iemand stuur om vir jou alles weer te kom vertel, want die koning het sy trooster, Heilige Gees gestuur, om ons alles te kom leer. Ek dink die disippels kon nie hulle wêreld verder voorstel sonder Yeshua nie. Want hulle het 3 jaar saam met hom geloop, hulle het alles gesien, hy is die Messias. Hy is die lam van God wat Johannes die Doper uitgewys het. Hy het die wat dood is, het hy die dood uit opgewek. Hy het genees. Hy het al die dinge gedoen wat in die profeseë opstaan. Hy is die Messias. Hoe gaan hy nou doodgaan? Ek glo die dag nadat Yeshua gekruisig is en vir dae, maande en jare het die disippels nog steeds geponder oor wat Yeshua hulle vertel het die aand net voor hy gekruisig is. Want dit het 'n huge effek in die fees van ongesuurde brode, eerste gerf, alles wat Yeshua gesê het. Ek dink nie een van hulle het vergeet van Yeshua se beloftes, al sy waarskuwings, sy instruksies en veral sy gebed die aand op pad na die tuin van Getsemane toe nie. Dis 'n gebed wat so merkwaardig is. Ek het hoendervleis my hele lyf vol, omdat dit die vernedering van Yeshua op 'n baie unieke manier demonstreer voor Papa God. 'n Humbleness voor Vader, wat die disippels, hulle het nog nooit hulle koning so hoor bid nie. Onthou, Yeshua het ons so ver in hierdie reeks geleer, as jy jouself nie verneder nie, en leeg raak nie, kan jy nie lief raak, kan jy nie lief wees nie. Yeshua het homself so verneder, hy het homself leeg gemaak voor Vader. Yeshua het ons kom leer van nederigheid, Yeshua het ons kom leer van liefde, Yeshua is koning van die heelal. Hy is God. Hy het alles geskape. Hy handhaaf alles, terwyl elke brander uitrol, terwyl elke sandkorrel op die see lê, terwyl elke haar uit jou kop uitval, elke nuwe geboorte wat bykom, elkeen wat dood, hy handhaaf alles. Hy handhaaf alles. Volgens Hebreërs 1. Hy is die skepper, hy is die onderhouer, hy is die voleinder van die heelal. Maar in sy menswording het hy homself verneder. En homself aan die Vader onderwerp. Wat sê die een ou wat langs Yeshua staan vir die ander een wat ook bespotting maak van Yeshua? Waar is jou vrees vir God? Jy sien, Paulus het verstaan wat Yeshua gedoen het, want hy sê in Filippense 2 vers 5, want hierdie gesindheid moet ook in ons wees, wat in Yeshua was. Yeshua wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt, 'n slaaf, aan te neem en aan die mens gelyk te word en 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Yeshua het homself so verneder tot die dood van die kruis. So die aand voor sy kruisiging, in 'n daad van onderwerping aan Abba Vader,
bid Yeshua tot Abba, dat Abba al die beloftes wat hy nou vir die disippels gegee het, dat hy dit sal beloof, dat hy dit sal laat waar word. Hoor gou, as die seun van Abba Vader, wat alle dinge beheer, hare, nuwe geboorte, hy beheer alles, Hebreërs 1. As hy vir Abba Vader vra, dat 'n gebed waar moet word, as die seun van Abba Vader, wat heerser is oor alle dinge, wat soewerein is oor alle dinge, as die seun van Abba Vader, wat alle dinge weet, wat alle mag het, in 'n posisie is, om Abba Vader te vertrou, om al sy woorde te vervul, hoeveel te meer is ek en jy nie afhanklik van Abba Vader nie? Ons word geroep as disippels om soos Yeshua te bid vir ons behoeftes. Soos hy. As Yeshua in sy volmaaktheid, in sy absolute geregtigheid, maar ook in sy vernedering van Abba Vader afhanklik was, om sy woord te vervul, is ons mos dan net so afhanklik om 'n huis van gebed te wees? Is ons mos afhanklik om vir Abba Vader in ons broos en swak en sondige natuur na Abba Vader toe te kom en te sê, Abba, asseblief Vader, deurgrond my hart, toets my en kyk of daar by my 'n weg is na die ewige lewe. Jy sien, ons leer by Yeshua ons koning, hy het daagliks gebid. Hy het aanhoudend gebid. En ek meen, hoe anders? Hoe anders? Yeshua was in konstante, ongebroke kommunikasie, non-stop kommunikasie met sy Vader. En hy roep ons. Want Yeshua, Abba Vader sê in Spreuke 3 vers 5, ken my in alles en ek sal jou paai gelyk maak. Daar was nie 'n oomblik wat hy nie met Abba Vader gekommunikeer het nie. Dis nog steeds wat Yeshua, hoor gou, dis nog steeds wat Yeshua doen as ons hoëpriester. Hy tree in vir ons by Abba Vader. Hy bou 'n brug. Bou broer, priester. Ons het gister daarna gekyk. Hy bou vir ons brug by Abba Vader. Jy sien, Yeshua die aand toe hy gebid het, wat opgeskryf is in Johannes 17, het hy vir sy disippels en vir ons wat by sy tafel sou kom sit, 'n voorsmaakie gegee van wat hy gaan doen in die hemel. Jy gaan nooit weer dieselfde in Johannes 17 kyk na hierdie week. Dit het my in trane. Hy het vir ons 'n voorsmaakie kon gee wat hy doen nou by Abba Vader. Yeshua het vir ons gewys in Johannes 17 wat hy nou doen as ons hoëpriester. En oor die afgelope 2000 jaar wat hy gedoen het by Abba Vader en sal doen tot hy ons kom haal. Want dit is sy bediening. Hy is ons hoëpriester. Dit is baie belangrik vir my en jou om te verstaan dat dit is baie belangrik vir Yeshua, ons verlosser, om nou by Abba Vader te wees in die hemel, as wat dit is vir Yeshua, ons verlosser, om hier op die aarde by my en jou te wees. Hoekom? Kom ek verduidelik. Veronderstel jy sit in die tronk, weens sonde. Jy sit in die tronk met 'n aanklag, en die aanklag, die vonnis wat jy gekry is doodstraf. Jy gaan doodstraf kry. Wat jy nou nodig het as jy in die tronk is en jy het 'n aanklag, jy gaan die doodstraf kry. Wat jy nou nodig het is jy het 'n verdedigingsprokureur nodig. Inteendeel, jy het die beste prokureur nodig want dit is 'n saak van lewe en dood. Is ek reg? Want jy gaan tereggestel word as jy nie 'n baie goeie prokureur kry nie. Veronderstel jy kry die beste prokureur wat daar is en terwyl jy met hom gesels, kom jy agter maar hierdie prokureur is 'n man van groot deernis, 'n man van medelee en genade. Met die gevolg is, as hierdie prokureur jou tronksel besoek, bevind jy jou besoek so vertroostend, want jy kan selfs met hom praat oor hierdie haglike omstandighede in die tronk, en die moeilike omstandighede, en hy luister graag met soveel simpatie, asof hy self al deur dit was. Dis die prokureur wat jy nodig het, nee. Jy sien, hierdie verhouding met die prokureur kan van baie groot waarde wees, maar waar jy hom dalk meer nodig het, is nie in die tronk nie. Om jou te vertroos nie. Om na jou te luister, om jou fisies by jou te wees nie.
Nee, jy het hom nodig in die hof om 'n saak te verdedig. Maak nie saak wat die prokureur vir jou in die tronk beteken, wat se koekies hy vir jou bring nie. Dit vergelyk nie vir wat hy vir jou kan beteken in die hof, waar hy jou lewe kan red nie. Wat jy van die prokureur op die einde van die dag verwag, is uitstekende effektiewe werk in die hof. Is dit nie so nie? Jy sal so smag om soos die disippels saam met Yeshua te kon wandel en saam by homself te leer hier op aarde. Maar as 'n sondaar het ek en jy nie dalk Yeshua meer nodig as ons verdedigingsprokureur voor Abba Vader, die regter, waar die vyand die hele tyd inkom en aanklagte teen my en jou gee nie? Waar hy vir my en jou die hele tyd by Abba Vader intree, 'n brug bou nie. Ja, my en jou grootste behoefte is eintlik meer as enigiets anders, 'n advokaat wat ons saak stel voor ons regter, Abba Vader. Wat het Yeshua vir Petrus gesê? Die vyand het ingekom met 'n saak. Hy gaan jou sif soos koring. Jy het vir hom die deur oopgemaak. Toe Yeshua opgevaar het na die hemel, het Yeshua na die mees belangrikste plek toe gegaan wat ek en jy hom nodig het. En Yeshua het ons geleer die aand toe hy in Johannes 17 bid, hoe hy bid. Hy het vir ons 'n voorsmaakie gegee hoe hy by Abba Vader vir ons intree. Besef ons regtig die prys wat Yeshua kom betaal het en wat hy nou vir ons doen aan die regterhand van Abba Vader? Yeshua het die aand voor hy gekruisig is vir die disippels 'n demonstrasie gegee. Hoekom dit vir hulle meer voordelig gaan wees en hoekom hulle ongewonde moet wees, opgewonde moet wees. Hulle moenie, hy sê die hele tyd vir hulle, dit klein drukkie en dit en klein drukkie en hy gaan, maar moenie dat julle ontstel nie. En ons gaan kyk hoeveel keer hy dit vir hulle sê, moenie vrees nie, want hy tree vir ons in. Die vyand laat ons voel soos 'n ou korvet, niks werd nie. Maar hy ken ons waarde. Hy is ons groot hoëpriester, hy is ons brugbouer, hy is die middelaar tussen Abba Vader en mens. So Yeshua se gebed net voor sy kruisiging is 'n geskenk van hom, sodat ons nou weet wat die inhoud van ons groot hoëpriester se voorbidding is by Abba Vader. Wat hy nou doen, as ons 7 dae sal afstaan en die asblik uitskit. Ek praat van hierdie asblik, ek sê nie jy's 'n asblik nie. Hierdie asblik is absoluut niks sonder Abba Vader nie. En as ek nie Abba Vader het nie, word ek gebruik in hierdie wêreld soos 'n asblik. So in Johannes 17 vers 1 staan Yeshua se gebed. Dit het Yeshua gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef. En hy het gesê, Vader, die uur het gekom. Die uur het gekom. Let wel die laaste woorde wat Yeshua aan sy disippels gespreek het voor hy begin bid het. Het jy geweet wat het hy vir die disippels gesê voor hy begin bid het, voor hy sy oë opgeslaan het en gesê het, Abba, Papa, die uur het gekom. Weet jy wat sê hy vir sy disippels net voor hy begin bid? Hy sê vir hulle in Johannes 16 vers 32 tot 33, kyk die uur kom. Kyk die uur kom en het nou gekom. Dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe en my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. Ek het dit vir julle gesê sodat julle vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. En toe kyk hy op. Abba, die uur het gekom. Hou goeie moed. Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, sê Yeshua. Ek weet hierdie fees van ongesuurde brode en om so self te soek in sonde, en wanneer jy partykeer vir jouself kyk, en jy stap so nader aan Abba, dan voel dit, maar Jesus, ek is net so vuil. Ek is net so vuil, ek het soveel sonde. Yeshua sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Met ander woorde, Yeshua, voor hy begin bid het, eindig hy sy lang nag van onderrig, sy lang nag van beloftes en waarskuwings af met 'n verklaring van 'n absolute finale triomf, 'n oorwinning. Ek het die wêreld oorwin. Yeshua sê dit voor dit nog gebeur.
Yeshua spreek sy oorwinning uit asof dit reeds gebeur het, want onthou hy is die Alef en die Taf. Moenie vir een oomblik dink, hy het nie geweet, hy gaan valslik beskuldig word nie, hy gaan verraai word nie, hy gaan gemartel word, hy gaan gekruisig word, en hy gaan sy laaste asem uitblaas, waar hy spiesie in sy sy indruk, en dan gaan hy sê, dit is volbring nie, hy het dit geweet, hy het geweet, hy gaan die wêreld toe oorwin, hy het geweet waardeur hy moes gaan. En nadat Yeshua dit vir sy disippels gesê het, staan daar in die woord, nadat hy vir hulle gesê het, ek gaan die wêreld gaan ek nou oorwin, toe slaan Yeshua sy oë op na die hemel en bid, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Wow. Ons gaan verder in baie diepte hierna kyk. Onthou Yeshua sonder sonde en bid nadat hy verheerlik is, dat baie ander ook die ewige lewe kan beerwe. Is dit nie hoekom hierdie fees van ongesuurde brode so belangrik is nie? Jy moet verstaan, Yeshua het nie vir iets gevra wat hy nie verdien nie. Yeshua het nie vir iets gevra wat hy nie verdien nie. Hy het die prys betaal vir my en jou. Hy is die een sonder sonde. Hy het die prys betaal wat geen sonde op hom gehad het nie. So Yeshua sê, die uur het gekom. Yeshua is so bewus van Abba Vader se tydsberekening. Yeshua is so bewus van Abba Vader se verlossingsplan wat hy gehad het voor die aarde nog geskaap is. Die uur het gekom. Yeshua is so bewus van Abba Vader se tydsrooster en sy goddelike afspraak. Yeshua erken dit deur te sê, die uur het gekom. Abba Vader se tyd is perfek, dis soewerein en is vooraf bepaal deur hom. Yeshua bid, Vader, die uur het gekom. Watter uur? Dit was die uur van Abba Vader se verlossingsplan. Die uur was die kern van geskiedenis. Die kern van ewigheid. Dis die uur waarvan Yeshua praat. Die uur het aangebreek waarin die seun van die mens, die seun van God, se vernedering tot 'n einde sou kom. Hy sou dit doen deur die offer te word wat ek en jy nodig het om die ewige lewe te kan kry. Hy wat geen sonde gehad het nie, het my en jou sonde op hom geneem. Hy het homself kom offer. Die uur het gekom. Hy is die rigtingwyser, al die rigtingwyser van die feeste, al die profeseë wat ooit geprofeteer is na hierdie rigting. Die uur het aangebreek. This is the time. Dis die uur. Die toepassing van hierdie offer sou agteruit toe strek ook. In die verlede, deur die hele menslike geskiedenis, na elke persoon wat ooit geglo het. En dit sou vorentoe gestrek het deur die geskiedenis na elke persoon wat nog ooit gaan glo. Hy sou in daardie oomblik sonde vir ons word, sodat ons die geregtigheid van Abba Vader in hom kan word. Dit was die uur wat Abba Vader ontwerp het voor die grondlegging van die wêreld. Dit was in sy gedagte, daai uur waar Yeshua die lam van Jotewawwe geoffer word, gekruisig sou word vir my en jou. Dis hoe lief Abba ons het. Dit was die uur toe alle profeseë van verlossing vervul is. Toe alle beloftes van verlossing vervul is. Dit was die uur. Dit was die uur waarvan die profete gepraat het en elke godvreesende mens na verlang het om te sien. Dit was die uur van die kruis. Hoor gou wat het Yeshua so bietjie vroeër vir hulle gesê? Vir die disippels, hierdie het my asem net so teruggehou, want dit was net so amazing. Abba,
Hoor gou wat het Yeshua in Johannes 12 vers 23 vir sy disippels en 'n klomp Grieke wat daar aangekom het en gesê het, maar ons wil graag die Messias sien, hè? Hoor wat sê Yeshua vir hulle, die uur het gekom. Die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. En dan hoor wat sê hy, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. En hoor gou wat sê Yeshua in vers 27, nou is my siel ontsteld. En wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik U naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik. En ek sal dit weer verheerlik. 'n Stem uit die hemel uit gekom het gesê, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Hoor gou wat sê die mense toe hulle hierdie stem hoor. En die skare, vers 28, en die skare wat gaan staan en dit gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. Yeshua antwoord en sê, hierdie stem het nie om my wil omgekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerstes van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Daardie uur het aangebreek, sê Yeshua. Daardie uur het aangebreek. Dis vir hierdie uur wat Yeshua gekom het. Die uur wat Yeshua almal wat in hom glo se sondes op hom gevat het en betaal het, want die loon van die sonde is die dood. Die uur om die vloek van sonde uit te wis. Die uur om sondaars met Abba Vader te versoen. Die uur om vir Abba Vader te vra soos Dawid. Die uur het aangebreek om soos Dawid vir Abba Vader te vra, Vader, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart. En lei my op die ewige weg. Yeshua het die prys betaal. Yeshua het die prys betaal. Die uur het nou vir my en jou aangebreek. Gaan ons klaarmaak met sonde soos wat Yeshua klaar gemaak het? Want sien, as jy leeg raak van jouself, kan jy gevul word met liefde. En daarom gaan 7 dae vra, Abba, kom skud my leeg, kom vul my met die liefde. Dis die uur van verlossing. Daar was nog nooit 'n uur soos die nie, en sal nooit weer wees nie. Vir die disippels het die dood van Yeshua hulle Rabboni gelyk asof dit die ergste ding was ooit. Maar dit was die uur van oorwinning en glorie. Hoor gou weer wat sê Yeshua in Johannes 12 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Kom ons vra vir Abba, ek wil sterf vir myself en ek en my eie opinies en hierdie hebsig en ek wil doodgaan, ek wil gevul word met die liefde. Wys my, is daar nog dinge hier binne my? En Yeshua sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Met ander woorde, nie die feit dat jy asemhaal haat nie, die feit dat jy vol sondes is, en dat jy nie die wêreld vol sondes is. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Ons is hierso, om aan tafel te kom sit saam met ons koning, om hom te dien. En Papa God het ons genooi om soos sy dogter op sy skoot te kom sit, en vir ons te sê, onthou altyd my dogter, my bruid, die bruid van my seun, onthou altyd, op die regte plek
waardeer die regte koning jou. Ja, die vyand gaan jou soms soos 'n ou gebruikte en 'n sleg mens laat voel. Soos 'n niks werd nie. Maar Abba Vader kyk na jou as 'n collector's item. Abba Vader het jou so lief, hy het sy seun gestuur, want so lief het hy jou. Abba Vader weet wat is jou waarde. Moenie die wêreld glo wat jou unvalue nie. Kom, make time to sit in his presence. Luister nie vir die wêreld nie. Kom luister wat het Papa God. Kom sit op sy skoot en kom hoor wat sy value sien hy in jou. En om op sy skoot te kom sit, het ek nodig om net leeg te raak. Ek wil doodgaan in die eie ek en die selfgesentreerdheid. Ek wil doodgaan myself. Kom leef volle in my. En my behoeftes. As Yeshua gebid het vir die behoeftes, want sy Vader is sy bron, dan hoef ek en jy nie by die baas of by die wêreld ons behoeftes te gaan bevredig nie. My God will provide. Hy sal voorsien. Jy's 'n collector's item. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde, dankie vir die goedheid, dankie vir hierdie uur waartoe u ons nooi, Vader, om by u te kom sit aan tafel. En Vader, ons wil vra elke opinie, elke ding wat ons so verkeerlik het, daar waar ons u misrepresent, Vader, daar waar ons u verkeerlik en u koninkrykskade doen, Abba, vat ons asseblief weg. Ons wil doodgaan in die eie ek, ons wil waarlik Yeshua se gesindheid leef van tot die dood toe, sal ons u gehoorsaam. En ons wil verneder, ons wil nie onsself verhef nie, ons wil diensbaar wees in die koninkryk. En daarom wil ons afsluit met hierdie lied, net ons hande omhoog oplig na u. Because this is the time to worship. Dankie, Vader. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Oh, come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will